Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Ons is in die Paasfeestyd en ons is besig met 'n Paasfeesreeks wat handel oor die 7 kruiswoorde van Jesus Christus. Dit wat hy aan die kruis uitgespreek het voordat hy dood is. Vanmôre is ons by deel 5, die 5de kruiswoord wat Jesus uitgespreek het. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, Johannes hoofstuk 19 vers 28. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê: Ek het dors. Dit is ons 5de kruiswoord wat Jesus uitgespreek het. Ek het dors. Nou liewe vriende, Jesus was op hierdie stadium al baie ver heen in sy kruisiging. Dit was 'n verskriklike tyd vir hom. Hierdie man is nie net swaar gegesel of geslaan met 'n sweep nie. Hy's ook bespot, opgespoeg, met stokke geslaan. Ja, hulle het hom vasgespyker aan 'n kruis. Dik spykers het sy hande en sy voete deurdring, en hy het gehang tussen hemel en aarde. Dit was 'n geweldige lyding waardeur Jesus moes gaan. En hierdie was al op 'n redelike ver stadium van sy kruisiging. Dit was baie naby aan sy dood. En hierdie ontberings waardeur Jesus moes gaan, hierdie geweldige marteling, bespotting, die geslaan met swepe, die feit dat hy sy kruis moes dra, en uiteindelik die feit dat hy hier al vir 'n redelike lang tyd aan die kruis gehang het, vir 'n hele paar ure waarskynlik, het Jesus as mens uitgeroep: Ek het dors. Ons moet onthou dat Jesus nie net volkome God was nie, maar hy was ook volkome mens. En daarom dat hy ook dors geword het na hierdie geweldige ontberings, na die smarte, na die pyn, na die marteling. En hy kom spreek dan hierdie woorde uit: Ek het dors. En ons lees dan dat hulle 'n spons gevat het, dit in asyn gedruk het, op 'n stok gesit het en na Jesus toe gehou het om te drink, maar hy wou nie. Hy wou die volle deel van die straf dra wat op hom moes neerkom, die straf vir die wêreld se sonde, die straf vir my en jou sonde. Hy wou in volkomenheid, wou hy dit dra. Broeder en suster, en dit was 'n liefdesdaad. Dit was gedoen vir jou en my. Jesus het geweldige ontberings deurgaan in hierdie tyd. Dit was glad nie vir hom lekker gewees nie. Dit was uiters moeilik. En hy het dit gedoen sodat hy die volkome straf kon dra, dat ek en jy vrygespreek kon word. Ek en jy moet vandag aan die Here dankie sê vir hierdie wonderlike groot liefde en genade wat hy aan ons kom bewys het. Ons moet ons lewens ook in hierdie Paasfeestyd aan hom toevertrou en uit dankbaarheid vir hom lewe. Ons moet ook ons harte vir hom gee, in hom glo en toegewyd lewe tot sy eer. Mag hierdie Paasfeestyd vir jou en jou gesin 'n tyd van nadenke wees, 'n tyd van bekering wees, maar ook 'n tyd waarin ons aan die Here toewy. Môreoggend gaan ons verder met ons volgende kruiswoord. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag hierdie kosbare gedeelte saam kon lees in u woord. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie Paasfeestyd die voorreg het om ook terug te dink aan al die gebeure wat met Jesus gebeur het, daar aan die kruis op Golgotha. Help ons, Here, om in hierdie tyd ons lewe aan u toe te wy en om gehoorsaam ook te lewe tot u eer. Ons loof u vir Jesus, wat die hoogste prys betaal het en in ons plek die straf op die sonde gedra het, sodat ons vrygespreek kan word. Seën ook vir ons hierdie dag, Here,
en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag.